Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Hou jou oë gerig op Jesus. Hy is die lighuis wat lig en vrede bring. Hy is jou redder. Wie sal jy dan vrees? Amen. Ek love hierdie song, Open the Eyes of My Heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you high and lifted up. I want to see you high and lifted up. Nou ek weet nie van jou nie, maar soms in hierdie lewe, sommer in 'n week wat nou verby is, dan kry ek myself op 'n plek waar ek sien nie noodwendig God se grootheid nie. Ek sien die challenges wat ek face, want is hier voor my. En ek sukkel in daai oomblik om vir beide te kyk, en meeste van die tyd, dan vat dit my 'n tyd om te besef, maar dit is nie real nie, daar moet iets meer real wees as dit wat ek face, en dan besef ek, maar ek kyk in iets vas, en God is real. Hy is werklik, en dan probeer ek myself op 'n plek kry, en ek bid, en ek sal 'n gebed bid soos hierdie, ek sê, Here, help my. Maak oop my oë om U te sien. Maak oop my oë om in hierdie bitter moeilike omstandighede wat my bang maak, om U te sien, want as ek hierdie goed sien, dan word ek bang. En as ek bang raak, Here, dan vat ek verkeerde pad. Kom nou. We either live by faith or we live by fear. Maar hoeveel keer, sommer net in 1 week, maak ons keuses uit vrees uit? Hoeveel keer, sommer net in ons lewe, het ons al groot, belangrike keuses gemaak, omdat ons bang was, want ons sien hierdie ding voor ons, en dan kom hierdie vrees, en ek sal my kry gereeld, dan sal ek bid en sê, Here, maak oop my oë, ek wil U sien, ek wil nie hierdie goed sien nie, want hierdie goed laat my rigting verander, en ek wil U sien, because I want to go where You lead me. I want to go where You want to take me, Lord. Het dit nou met jou gebeur? Kry jy baie keer op daai plek? Baie keer as hy so in omstandighede is, dan, en hy sien nie goed voor hom. Jy sien dit wat mense sê, jy sien dit wat voor jou is, dit wat jy hoor, jy beleef hierdie goed, dan kan ek nie anders as om te twyfel nie. Is dit net ek? Ek kan nie anders as om te twyfel nie, en dan begin ek twyfel in die mens. Jy weet, is die mens nog goed? Is daar loyale mense? Is daar mense wat nog regtig liefde in hulle het? Is daar mense wat nog regtig Christus lief het? Ek begin twyfel, want ek sien goed voor my. Gebeur dit met jou ook? En baie keer wanneer ek hierdie goed sien voor my, dan begin ek twyfel in myself ook. As ek sien hoe ek aangejaag het. Is dit net ek wat bietjie aanjaag van tyd tot tyd? Foute maak, nie die beste keuses maak nie, dankie oom Daan. Voel ek nie alleen nie, is maar ons name, en ons van Daan Venter. Maar dan voel ek, en wanneer ek hierdie goed sien wat ek aangejaag het, dan begin ek twyfel, en wanneer ek twyfel, Here, wanneer ek twyfel, dan stop ek. Dan stop ek. Twyfel bring dat ons tot 'n stilstand kom in ons lewens. En baie van julle wat hier sit vanmôre, jy beweeg nie vorentoe nie, want jy twyfel. En twyfel het gemaak dat jy by 'n stopstraat gekom het, en jy maak nie 'n keuse nie. Want jy glo nie meer nie. Want jy kan nie verby hierdie stopstraat sien nie. Jy twyfel, en jy wonder, en die moeilikheid met twyfel is, baie keer dan begin ons twyfel in God. Want ons sien hom nie. Ons sien nie die deurbraak nie. Ons sien nie die oorwinning nie. Ons sien nie wat hy ons wil wys nie, en dan twyfel ons, en dan staan ons stil, soos Moses by die Rooi See stil gestaan het. Ander kere, dan sien ek die goed wat ek nie moet sien nie. Ek sien die goed in hierdie wêreld wat lekker lyk. Ek sien die goed in hierdie wêreld wat aantreklik lyk, wat goed lyk. Ek sien die goed in hierdie wêreld wat ek begeer. Ek sien die goed in hierdie wêreld wat vir my vlees lyk of dit kan van wees. En as ek daai goed sien en ek kyk te lank daarna vas, dan sukkel ek om God agter dit raak te sien.
En wanneer ek hierdie goed sien, dan het ek hierdie begeerte, Here, en 'n begeerte wat baie keer moeilik is om te stop. En wanneer ek lank genoeg aan hierdie goed dink en daaroor dink, Here Jesus, dan doen ek dit. En wanneer ek dit doen, Here, dan val ek uit mekaar uit. Is dit net ek? Val ek uit mekaar uit. Want ek het hierdie goed gesien. En ek sukkel om verby dit te sien. So baie keer in ons lewens gaan dit oor wat ons sien. En of ons die vermoë het om God agter dit raak te kan sien. Nou dis nie net vandag nie, dit kom al jare. Julle weet dit, ek's lief daarvoor om na Genesis toe te gaan. Ek's lief daarvoor om terug te gaan tot in Genesis 1, Genesis 2, 3, die skepping, en te gaan kyk wat het daar gebeur. En ons vind in Genesis 3 dat God het die boom, die tuin en al die bome geskape en hy het al die bome vir die mense gegee. En hy sê vir hulle, hierdie bome is goed, julle kan hiervan eet. Dis beautiful, dis goed vir jou. Dis goed vir jou siel, dis goed vir jou vlees, dis goed vir jou. En hy sit een boom. En hy sê vir die mens, hierdie boom is nie goed nie. Die vrugte aan hierdie boom is nie goed vir jou nie, sien jy dit? En ek is seker die mens staan daar en hy soos, yes, ek sien dat dit wat jy vir my sê, God, is so. Ek sien dat al hierdie bome goed is. Ek sien dat dit wat jy sê ek moet doen is goed. Maar ek sien ook dat as jy sê daai boom is verkeerd, is hy verkeerd. Ek sien dit. Ek sien ek moet nie van daai vrugte eet nie, want dit is verkeerd, ek sien dit. Maar dan kom die slinkse vyand. En wat doen die vyand? Die vyand kom na die mense toe en hy sê, maar is jy seker jy sien reg? Kom nou, is jy seker jy sien reg? Is jy seker dit wat jy sien is soos dit is? Is jy seker dit wat God gesê het sleg is en dit wat God gesê het goed is? Maar dink jy nie jy sien verkeerd nie? En hy begin vir die mens vertel hoe goed hierdie vrugte aan hierdie boom is en die woord sê en die mens het gesien dat die vrug goed is om van te eet. Het die mense oë oopgegaan of toegegaan? Sy het oë toegegaan. Sy oë was oop. Church, in ons lewe, hier waar ons is elke dag, ons oë is oop, want die Heilige Gees leef in ons, maar die vyand wil ons oë toemaak, hy wil ons verblind, sodat ons nie sal sien wat goed is nie, maar ons sal dit wat sleg is sien, asof dit goed is, en ons weet wat gebeur. Ons weet wat gebeur, hulle eet van daai vrug en die hele verhouding, alles, hulle hele tuin waarin hulle gebly het, hulle huis, hulle lewe, kan ek dan sê, hulle huwelik, hulle besighede, alles val uit mekaar uit, want hulle sien nie reg nie. Vir 'n oomblik fokus verloor van die Here en hulle kon nie God agter dit sien wat die vyand besig is om hulle van wys te maak nie. Numeri 22. As jy na Numeri 22 toe gaan, dan sien jy dat hulle praat van 'n persoon met die naam Bileam. Het julle al van Bileam gehoor? I love die storie. Ek love die storie. So Bileam ry op 'n donkie, né? En hy's op hierdie donkie op pad na 'n plek toe. En op hierdie donkie, terwyl hy ry, steek hierdie donkie vas op 'n stadion. En Bileam wil hê hy moet gaan, want die pad wat hy sien is goed. Maar die donkie wil nie beweeg nie. So Bileam haal sy lat uit en hy slaan die donkie. En die donkie is hardkoppig. En hy sê, nee, ek gaan nie beweeg nie. En hy vat 'n ander rigting. En Bileam betrek hom terug. En met hierdie geworstel druk die donkie Bileam se been teen die muur vas. En hy gryp sy lat en hy slat hom 'n tweede keer. En die donkie val op die grond neer. En Bileam slaan hom 'n derde keer. En hy is kwaad vir hierdie donkie. En die Here maak die mond van die donkie oop. Hy maak die mond van 'n donkie oop. Het jy al 'n wonderwerk gesien? Wie van julle sal graag wil hoor wat daai vlieg op die muur kan sê, of nie wil hy hoor? Is beter die Here maak nie die vlieg op die muur sy mond oop nie. Maar ek sal graag wil weet wat sommige diertjies te sê het. Hierdie straathondjies wat rondhardloop. Nee. Maar die Here maak Bileam se donkie se mond oop. En die donkie vra vir Bileam, "Hoekom slaan jy my?" En Bileam spring op en hardloop weg. Nee, maar dit sou ek gewees het. Ek meen, die storie sê, Bileam begin met die donkie terugpraat. En hy sê vir die donkie, maar is omdat jy nie vir my luister, jy is hardkoppig. En die donkie sê vir hom, hoorie, is ek nie die donkie wat al soveel jare goed was vir jou nie?
Is ek nie altyd goed vir jou gewees nie? Het ek jou nie altyd reg gehanteer nie? Het ek jou nie altyd veilig gebring waar ek jou moes bring nie? En ek dink net vir 'n oomblik die vergelyking tussen die donkie en Jesus wat op die donkie gery het en die woord van God wat na ons toe gekom het en hierdie vergelyking van het die woord van God nie nog altyd vir jou deure oopgemaak nie? Was hy nie nog altyd net goed vir jou nie? Het hy jou nie nog altyd net veilig gebring tot by die plek nie? Het hy nie nog altyd jou net veilig deurgevat as toe jy vertrou het op die woord van God, dat die woord van God goed is en dit wat hy sê goed is goed en dit wat hy sê sleg is sleg? Het dit nie nog altyd net goed uitgewerk nie? En terwyl hy en die donkie besig is om te praat, maak die Here die oë van Bileam oop. En hy sien 'n engel voor hom staan met 'n swaard getrek, gereed om sy lewe te neem. En die engel vra vir Bileam, "Hoe slaan jy jou donkie?" Ek lees dit, ek seker die engel kon iets anders gevra het. "Hoe slaan jy jou donkie?" Ek wonder of Bileam vir 'n oomblik gewonder het, is dit hoekom hierdie engel hier staan, is omdat hy sy donkie slaan vir almal wat diere mishandel. En ek's geen treehugger nie, maar regtig. Maar ek wonder wat Bileam deur sy kop gaan, maar hy staan daar en die engel vra hom, "Hoe slaan jy jou donkie?" Bileam se oë gaan oop. Hy sien hierdie engel, hierdie bo-natuurlike wese voor hom. Weet julle wat sy grootste wonderwerk in daai storie? Is nie die donkie wat kon praat nie. Vir my. Dis amazing en dit gebeur nie elke dag nie. Dis ook nie Bileam se oë wat oopgegaan het en die engel gesien het nie. Weet julle wat die mees amazingste gedeelte van daai storie? Is dat God bereid was om die tyd te vat en 'n mens se oë oop te maak wat op die verkeerde pad is. Kom aan, is dit nie genade nie? 'n Mens wat op pad iewers heen is waartoe hy nie veronderstel is om te gaan nie, en die skepper van hemel en aarde vat die tyd om in te tree en om te stop. Hy vat die tyd om in te tree en om te stop. Hy maak sy oë oop. En dis my gebed vanmôre. Dis my tema vanmôre, is Here, maak ons oë oop. Maak ons oë oop sodat ons sal sien, Here, sodat ons sal sien wanneer ons op verkeerde pad is. Maak ons oë oop sodat ons sal sien wanneer ons nie meer in geloof leef nie. Here, maak ons oë oop sodat ons sal sien as ons besig is om dit te mis. Maak ons oë oop sodat ons sal sien as ons nie meer U sien nie, maar die ander goed rondom ons sien as 'n werklikheid en nie U beleef nie. Maak ons oë oop as ons verkeerde pad is, Here. Open the eyes of my heart, Lord. Is dit jou gebed vanmôre? So belangrike konsep. So belangrike konsep, en voor ek na die 3 skrifgedeeltes toe gaan wat ek wil gaan vanmôre, wil ek eers gou hierdie vir julle vertel. Het julle al gesien hoe lyk dit wanneer 'n klein kind vir die eerste keer hulle skaduwee sien? Het julle dit al beleef? Jy weet, daar was 'n dag wat jy vir die eerste keer agtergekom het jy het 'n skaduwee. Eerste keer gesien het daar's iemand wat saam met jou loop. Wat saam met jou loop. Nou ek weet van 'n storie waar 'n kind, 'n jong seentjie, toe hy die eerste keer sy skaduwee sien, toe hardloop hy en hy gaan kruip in die huis weg. Want buitekant is daar 'n persoon wat hom volg. En dit is bitter funny, maar die regte storie is nie so funny nie. Want die kind het ingehardloop en vir sy ouers gesê, daar's iemand wat my volg buite, en obviously die ouers gaan kyk en hulle het niemand gesien nie, en toe dit nou 3 of 4 keer gebeur het, toe begin die ouers met die kind baklei. En soos, come on, jy maak stories op, niemand volg jou nie. En die kind is hysteries, en die kind het begin meer en meer wegkruip in die huis, en wil nie buite toe gaan nie. Tot op 'n dag, en dit het 'n goeie week, 2 weke aangehou, wat die ouers besef het, die persoon wat die kind volg, is sy skaduwee. Die grading van die storie is, die ouers se oë het ook oop gegaan. Dis nie net die kind wat vir die eerste keer gesien het wat dit is, en besef het, dis sy skaduwee nie, die ouers se oë het oop gegaan. En hierdie storie laat my wonder, hoeveel keer in hierdie lewe gaan ek en jy deur goed, en ons lewe hierdie lewe, en ons maak besluite, en ons doen dinge, en dis ons skaduwee wat ons volg, en ons weet nie eens wat dit is nie, ons hardloop daarvan af weg. Of ons hoor van so iets, en ons maak dit af as 'n klomp gemors, en ons stop nie, en ons vat die tyd om te sê, Here, maak my oë oop, dat ek kan sien wat my kind sien, want ek sien dit nie. En dis iets so eenvoudig soos jou skaduwee.
Nou ek wil vanmôre 3 goed met julle deel. As jy jouself op 'n plek bevind waar jy voel dat die wêreld word baie keer net te wild. Dit word net te besig. Jy sukkel soms om God te sien. Jy sukkel om sy plan te sien. Jy sukkel om regtig te sien wat sy doel vir jou is. Daar's 3 skrifgedeeltes wat ek vanmôre met jou wil deel. Die eerste een is blaai saam met my dan vanmôre na my eerste skrifgedeelte toe. En jy kan of my opsit Sissa. Ek het hom op die NIV, 2 Konings. Ek het vanoggend 2 skrifgedeeltes in die NIV en dan gaan ons gaan na die 53 vertaling toe. Dis wat ek wou doen. Ek gaan my Bybel van my foon af lees. Julle my verskoon vanoggend. When the servant of the man of God got up and went out early the next morning, an army with horses and chariots had surrounded the city. Oh no, my Lord, what shall we do? The servant asked. Net daar vas. Hierdie storie in 2 Konings vind ons is waar Elisa en sy diensknegte het kamp opgeslaan. En dan kom die Arameërs en hulle slaan kamp op om hulle te verwoes. Hulle wil hulle doodmaak. En hierdie diensknegt van Elisa staan op vroegie oggend en hy sien dat hierdie koning is daar. Hy sien dat hulle het moeilikheid. Hy sien dat die vyand is daar. Hoeveel van ons word in die oggend wakker en ons sien? Ons kan sien wat gaan gebeur. En ek dink hierdie reaksie van sy diensknegt is dit is so ons. Dis so ons in soveel omstandighede en kom en ek sal myself, dis so baie keer ek. En ek sien dit en dan sal ek uitroep en sê, wat gaan ek maak? Wat gaan ek doen? En in vers 16, do not be afraid. Hierdie is nou 'n tipiese pastoor antwoord. Okay? As iemand na jou toe kom en sê, "Jeug, dit gaan sleg. Moenie bang wees nie, moenie worry nie." Hæ? Het iemand al by jou gekom en jy sien hierdie vyand en jy sien hierdie goed en jy ervaar net, hoor jy, maar hierdie gaan nie mooi uitwerk nie, hierdie gaan bitter moeilik wees en iemand begin vir jou bid en hy sê, "Moenie worry nie, moenie bang wees nie." Die eerste reaksie is nie altyd, hoor jy, okay, great nie. Baie keer is die reaksie, maar dis nie wat ek sien nie. Ek hoor jy sê dit, maar dis nie wat ek sien nie. Do not be afraid, Elijah said. Those who are with us are more than those who are with them. Amen. Elisa kom en sy diensknegt kom na hom toe en hy's obviously bang. Want die omstandighede lyk nie goed nie. Dinge lyk nie great nie. En dan skree hy uit en hy sê, wat gaan ons maak? Wat gaan ons doen? Want wat ek sien is nie goed nie. En dan sê Elisa se antwoord vir sy diensknegt, moenie bang wees nie. Hulle wat saam met ons is meer as hulle wat daar buite is. Wat vir my amazing is hoe die profeet verby dit kon sien wat voor hulle staan. Kom church. Die profeet kon verby die immediate threat sien. Hy kon verby die direkte aanslag sien. Ek en jy is elke dag, elke week word ons konfront met goed wat voor ons staan, wat reëel is. Goed wat reg is, goed wat eg is. En dan is dit nie altyd so maklik om verby dit te sien nie. Maar ek wil vir jou vanmôre sê en verseker dat die God wat ons dien is nog steeds groter as die een wat in die wêreld is. Die God wat ons dien is nog steeds groter as die aanslag wat jy en ek face op 'n daaglikse basis. Dit maak nie saak wat sy naam is nie. Dit maak nie saak hoe hy lyk nie. Die God wat ons dien is baie groter. Die Arameërs wat hulle omsingel het, nê? Die woord Arameërs kom van die woord Aram af. En die woord Aram beteken to be exalted. Nou dink gou aan, wat die vyand doen is, die vyand probeer homself exalt. Die vyand probeer homself groot maak, groter as wat hy is, en hy probeer jou wys maak dat hy is groter as God in jou lewe. Dis sy plan. Dis wat hy wil doen, is hy wil my en jou oortuig dat dit wat ons sien voor ons is groter as die een wat ons nie noodwendig elke dag sien nie. Jackie, kom gou hierso. Kom gou hierso, ek wil ietsie wys. Staan nie bo. Ja nee, staan kyk vir die mense, staan en kyk vir die mense.
Is my hand groot? Is groot nie. Hy's nie baie groot nie. Steek weer al julle hande op. Okay. In vergelyking met almal se hande, is my hand groot of klein as hulle hande bymekaar sit? Okay, Jackie. Hou vas. Hou julle hande in die lug. Ek het een hand, hulle het baie hande. Is my hand meer of minder as hulle se? Hulle is minder as hulle se. So my hand is kleiner, nee Jackie, as hulle hand. Okay. As ek my hand hier hou en hulle hou hulle hande in die lug, hou weer julle hande in die lug. Watter een sal jy die bangste wees? Al hulle hande of my een hand? Hæ? Ek gaan niks doen nie. Okay. Obviously, hulle het meer krag as ek, nee. Hulle het meer krag. Okay, maak toe jou oë. Okay, maak oop jou oë, Jackie. Jackie, kan jy hulle hande sien? Kan jy nie? Hou op julle hande, Jackie, kan nie julle hande sien nie. Jackie, julle hande is in die hand, kan jy julle hande sien? Nee, ek sien die Here se hand. Nee, jy sien net my hand op hierdie stadium, Jackie. Jy sien net my hand. Maar is julle hande nog daar? Kyk, julle hande is nog daar. Maar as ek my hand hier sit, dan kan ek nie julle hande sien nie. Okay, maar as my hand verander die grootheid van my hand. Verander die grootheid van my hand die oomblik wat ek my hand nader aan sy gesig bring. Nee, is 'n persepsie. Dit is 'n persepsie. Ek en jy lewe in 'n wêreld waar die vyand gereeld sy hand in ons gesig druk. En God bly groot. Hy bly groot, hy bly die Aram, hy bly die exalted one. En dis hoekom ons sing en ons sê, Lord, open the eyes of my heart, so I want to see you, wag net 'n bietjie, I want to see you exalted, I want to see you lifted high. Why? Because I can't see you, Lord. Wat ek sien nie, Here, op hierdie stadium sien ek iets anderste wat ek nie wil sien nie, en dit maak my bang, dit laat my twyfel, Here, dit laat my weghardloop, dit laat my verkeerde keuses maak soms, wat ek nie moet maak nie, maar my gebed is, open my eyes so that I can see you. I want to see you high and lifted up, Lord. Die feit dat ons vyand in ons gesig is, dankie Jackie, die feit dat ons vyand in ons gesig is, verander nie die grootheid van God nie. Dit maak hom nie kleiner nie. En ek wil nie vir 'n oomblik vanoggend jou challenge kleiner maak nie. Ek wil nie vir 'n oomblik vanoggend vir jou sê wat jy deurgaan is klein nie. Wat ek vir jou wil sê vanoggend, in vergelyking met die God wat ons dien, is dit bitter klein. Kom aan, in vergelyking met die God wat ons dien, is dit wat jy en ek face op 'n daaglikse basis so klein. Ons God bly nog steeds die groot ek is. Hy bly nog steeds die weg. Hy bly nog steeds die waarheid. Hy is nog steeds die Alfa en die Omega, die een wat 'n weg maak. En hy is nog steeds groter en meer as die een wat in die wêreld is. Dis wie hy is. Dis wie hy is, hierdie profeet, die volgende skrif, sê vir my volgende vers daarop asseblief. And Elijah prayed, "O Lord, open his eyes that he may see." Then the Lord opened the servant's eyes and he looked and he saw the hills full with horses and the chariots of fire all around Elijah. Hulle was nog die hele tyd daar. Church, hulle was nog die hele tyd daar. Die Here is nog die hele tyd met jou. Sy belofte is, hy sal jou nie verlaat nie, sal jou nie in die steek laat nie. Come on, church. Dis die God wat ons dien. Hy is die God van gister, vandag tot in ewigheid. Dis die God wat ons dien. Hy is met jou. Hy is daai chariots of fire. Hy is daai engele wat jou omring. Hy is soveel groter en magtiger as dit wat ek en jy face. En my gebed vanoggend is, open their eyes, Lord. Open their eyes. So ons gaan 'n bietjie prakties word vanoggend. Ons mag ons in 'n Pinksterkerk. Amen. Alright, ek wil hê jy moet jou hand op die persoon langs jou sit. As daar niemand langs jou sit nie, op die persoon voor jou sit, en as daar niemand voor of langs of agter jou sit nie, skuif na iemand toe. Ek wil almal se hand op iemand hê op hierdie stadium. Kom, ons is 'n Pinksterkerk, ons glo in hierdie goed. Ons glo wanneer die woord sê, toe daar hande opgelê is. En ek wil hê ons moet vanmôre vir mekaar bid. En ons moet vanmôre bid dat die oë sal oopgaan, dat ons God sal sien wanneer die vyand homself voorhou as iets wat groter is as God.
toe Paulus na Damascus toe gaan. By the way, Damascus is in Syrië, en Syrië is waar die Arameërs vandaan kom, Aram. Toe Paulus Damascus toe gaan, toe maak die Here sy oë vir hom oop. En hy sien wie God is. Hy sien hom. Die God wat ek dien, wil jou oë oopmaak vanmôre. En hy wil jou wys vanmôre dat hy is high and lifted up. Hy is wie hy sê hy is. Bid saam met my vanmôre al by jou hand op iemand is. Ons Hemelse Vader, ons bid vanmôre, Here, dat daar waar ons hand op iemand lê vanmôre, dat U hulle oë sal oopmaak. Here Jesus, Elisa het reeds gesien dat die engele daar is. Hy het reeds gesien dat die chariots of fire daar is. Hy het reeds gesien dat U groot en almagtig is. Sy oë was gefestig op U. Maar hy het geweet dat daar 'n gebed nodig om gemaak te word vir sy diensknegt. En iemand hier vanmôre, Here Jesus, en ek weet dalk nie presies wie nie, maar iemand hier vanmôre het nodig om te sien, want die vyand het hom of haar verblind, en dit wat hulle in die gesig staar is op hierdie stadium groter as die God wat hulle dien. En my gebed vanmôre is, open the eyes of their hearts, Lord. Open their eyes. Now, in Jesus' name, open their eyes. Let them see you this morning for who you are, Lord. Laat hulle U in die grootheid beleef en sien vanmôre en weet dat U is nie 'n God wat sy rug op sy kinders draai nie. Laat hulle vanmôre net weer sien dat ons U van aangesig kan sien. Laat ons met 'n boldness na U troon kan nader vanmôre en U aangesig kan aanskou. Here, ek bid hierdie gebed en ek bedoel dit dat vanmôre mense se geestelike oë sal oopgaan. Terwyl ons oë toe is dat hulle die troon sal aanskou. Op hierdie stadium nou, Here, vra ek vir visioene, ek vra vir drome, ek vra dat U die skille van die vlees sal laat afval, dit wat die vyand ons mee wil toehou, dat ons U sal sien as die groot ek is. In die kosbare naam bid ek dit, Here Jesus Christus. Amen. Amen. Prys die Here. Dis die eerste ding vanoggend. Here, maak oop ons oë. Maak oop ons oë sodat ons U kan sien. Tweede skrifgedeelte, sit asseblief vir my volgende skrif daarop. Dankie Sissa. Tweede skrifgedeelte gaan ons na Psalm 119 toe. Lees gou saam met my Psalm 119 vanaf vers 17. Do good to your servant and I will live. I will obey your word, Lord. Open my eyes that I may see the wonderful things in your law. I am a stranger on earth. Do not hide your commands from me. My soul is consumed with longing for your laws at all times. You rebuke the arrogant, who are cursed and who stray from your commands. Remove from me scorn and contempt, for I keep your statutes. For though the rulers sit together and slander me, your servant will meditate on your decrees. Your statutes are my delight. They are my counselors. Thank you, Lord. Die skrywer van hierdie gedig sê die volgende, hy sê, ek lewe in hierdie wêreld, maar ek voel soos 'n stranger. Hy sê, ek voel soos 'n vreemdeling. Ek voel soos 'n outcast. Ek voel, het jy al gevoel of jou denke soms in 'n wasmasjien is? Het jy gevoel dat jy dink en jy dink en jy dink en jy oordink en jy dink en dan dink jy weer aan dieselfde goed wat jy nou reg gedink het en by the way die skrif sê in 2 Korintiërs 10 en sê bring all the thoughts that exalts themselves against the knowledge of God to obedience of God. Bring al die gedagtes wat hulle self exalt as groter as God, bring dit tot gehoorsaamheid aan God. En baie keer aan dink ons en ons kry dit reg as kinders van die Here om ons gedagtes tot gehoorsaamheid te bring aan die Here en as ons nou kry, dan dink ons weer aan dieselfde goed. En ons dink daaraan en baie keer dan voel my lewe of ek besig is om 'n puzzle te bou. En die stukkie wat ek besig is om te bou is daar 'n stukkie weg, maar ek is die hele tyd besig om dieselfde stukkies. Het julle dit al met julle gebeur? Jy probeer daai puzzle stukkies daar inkry en dit fit nie en is de mekaar en hierdie skrywer van hierdie Psalm sê dit, hy sê dit voel of ek 'n stranger is, dit voel of my planne nie werk nie, dit voel of dit de mekaar is. Dit maak nie sin nie. Dit maak nie sin nie, maar dan bid hy 'n baie interessante ding. Hy bid en hy sê, open the eyes of my heart, Lord.
Open the eyes of my heart so that I can see all the wonderful things in your word. Open the eyes so that I can see this life through your word, Lord. Here, maak oop my oë sodat ek deur hierdie woord na die wêreld sal kyk. Church, jy gaan nie dit reg kry. Jy gaan nie dit reg kry om God te sien groter as enigiets wat jy face as jy nie deur hierdie woord aan na God kyk nie. Hierdie is die bril wat ons moet opsit. Hierdie is die bril waarmee ons na die wêreld moet kyk. Hierdie is die bril waarmee ek na my finansies kyk. Hierdie is die bril waarmee ek na my huwelik kyk. Hierdie is die bril waarmee ek na my gesondheid kyk. Man, die vyand kan my nie onderhou nie, want deur hierdie bril te kyk, sien ek al reeds hoe ek opstaan in môre. Ek sien al reeds hoe die Here vir my deure oopmaak. Ek sien al reeds hoe die Here se voorsiening op pad is. Ek sien al reeds hoe die Here 'n weg maak waar daar geen weg is nie, want ek kyk deur hierdie woord. Mense kan vir my sê dat nee, dit gaan nie so wees nie, of daar's nie 'n toekoms nie, dan sê ek, dan stry ek. En ek stry nie omdat ek naïef is nie. Ek stry omdat ek deur hierdie woord na my toekoms kyk. En hier is soveel beloftes in hierdie woord wat my opgewonde maak oor die môre. Oor Suid-Afrika môre, oor ons land môre. Daar's goed in hierdie woord wat my excited maak oor hierdie wêreld. Ek is nie 'n doemprofeet nie. Ek is 'n optimis as dit kom oor ons toekoms, want my God is groter as die een wat in hierdie wêreld is. Come on, ja, gee hom 'n lofoffer. Hou op. Hou op. Hou op deur jou negatiewe bril kyk na jou toekoms. Jy gaan sukkel om jou groot God raak te sien as dit is hoe jy kyk. Jy gaan sukkel om jou groot God raak te sien as dit is hoe jy kyk. Sit op hierdie bril. Come on, I know the plans that I have for you, says the Lord, and it's plans of prosper you. Come on. Church, hierdie is waardeur ons moet kyk. En as ek hierdeur kyk, kan ek nie anders as om te begin smile nie, because I know what he doesn't know. The devil, and I'm referring to the devil, I know what he doesn't know. Ek weet dat hy wat met my is meer as hy wat in die wêreld is, want ek kyk hierdeur en die Here sê ek sal jou nooit verlaat nie, nooit in die steek laat nie. Ek is by jou al die dae van jou lewe. So, sit jou hand op jou hart vanmôre, ons gaan bid daarvoor. Ons gaan bid daarvoor en ons het gebid dat die Here mense se oë sal oopmaak en dat hulle sal sien wie hy is en hoe groot hy is. Maar ek wil nou vir jou bid en ek wil hê jy moet vir jouself bid en ek wil bid dat jy sal sien dat God het nog 'n plan vir jou lewe. Dat God nog steeds in beheer is en dat sy woord nog steeds die waarheid is en dat daar nog steeds 'n weg is. Ek wil hê jy moet volgende bid en sê, Here, maak my oë oop sodat ek kan sien dat die wonderlike dinge in die woord die waarheid is en dat ek daaraan kan vashou. Lord, we pray this morning. Here, ons bid vanmôre en ek vra dat U elkeen van ons se oë sal oopmaak. Maak ons so oop dat ons vanmôre deur U woord na die wêreld sal kyk. Here Jesus, my gebed vanmôre is nie net om my oë oop te maak om U groter as my probleme te sien nie, maar my gebed is ook vanmôre dat U my oë sal oopmaak, dat ek U plan sal raak sien. Here Jesus, want U het 'n plan, halleluja, U het 'n plan. Here Jesus, U het my nooit verlaat of nooit in die steek gelaat nie en U is met my en my gebed is vanmôre dat ek dit sal raak sien en ek bid dit in die kosbare naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Amen. Weet jy hoeveel mense praat ek mee? Hoeveel kinders van God praat ek mee? Dan sê ek vir hulle, die Here gaan vir jou wegmaak en dan sê die persoon die volgende en ek seker jy het al en ek het al. Dan sê die persoon, ek weet, ek kan dit net nie sien nie. Ek kan net nie sien hoe die Here my omstandighede gaan omdraai nie. Ek kan net nie sien hoe die Here my kind gaan red nie. My kind gaan terugbring nie. Ek kan dit net nie sien nie. Ek weet, maar ek kan dit nie sien nie. Church, ons moet weer begin kyk soos die Here wil hê ons moet kyk. Deur hierdie woord van hom. Laaste skrifgedeelte en dan is ons klaar vanoggend. Laaste enetjie. Okay, nou gaan ek saam met julle lees in Efesiërs. Okay, ons gaan na Efesiërs 1 toe. Vanaf vers 15. Daarom vandat ek, en hier's Paulus, en Paulus spreek die gemeente van Efesiërs aan. Daarom, vandat ek gehoor het van die geloof in die Here Jesus Christus wat onder julle is, en die liefde tot al die heiliges, hou ek ook nie op om vir julle te dank as ek aan julle dink in my gebede nie. Dat
die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring en kennis van hom mag gee. Eerste gedeelte, net daar. Paulus sê, ek bid konstant vir julle dat die Here julle oë sal oopmaak om God te sien groter as wat julle nou hom sien. Ek bid vir 'n groter wysheid, 'n groter openbaring van wie God is. Vers 18. Ek bid ook vir verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping is en wat die rykdom van sy heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is. En wat die uitnementlike grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte. Alright, daar's iets anders te hou vas op dit. Vers 20. Wat hy gewerk het in Christus, toe hy hom uit die dode opgewek het, en hom laat sit het aan die regterhand in die hemele, bo alle owerheid en mag en krag en die heerskappy, en elke naam wat hy genoem word, nie alleen in hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. Hier praat hy oor die plan. Julle sien hoe Paulus hierso 3 goed noem. 3 goed. In die eerste gedeelte sê hy, ek bid dat julle oë sal oopgaan, dat God julle 'n groter openbaring sal gee van hoe groot hy is. En dan die derde gedeelte en sê, en ek bid dat julle Christus die plan sal raak sien. Ek bid dat julle sal verstaan dat Christus was die plan. Ons gaan terug na 18 toe nou, lees 22 saam met my. En hy het aan hulle alle dinge onder sy voete onderwerp en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee. Sê aan die gemeente gegee. Wat sy liggaam is, sê sy liggaam. Die volheid van hom wat alles in almal vervul. Ek gaan weer 18 en 19 lees. Daarom bid ek vir julle vir verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en sy rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is, wat die uitnementlike grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van sy sterkte. Ons het gebid vanoggend dat die Here ons oë sal oopmaak, dat ons God sal groter sien as ons probleme. Ons het gebid vanoggend dat die Here ons oë sal oopmaak, dat ons sy plan sal sien. Ek bid vanoggend dat jou oë sal oopgaan en jy hom binne in jou sal raak sien. Die plan, die erfdeel, die krag, die hoop, die sterkte. As jy nie Christus in jou kan raak sien nie, gaan jy sukkel om sy plan raak te sien. As jy nie sy plan kan raak sien nie, gaan jy sukkel om God raak te sien. Kom nou church, ons maak klaar hiermee. Maar jy kan nie hierdie 3 goed mis nie. As jy nie Christus in jou gaan raak sien nie, gaan jy sukkel om sy plan raak te sien. As jy nie sy plan geraak sien nie, gaan jy sukkel om hom in hierdie wêreld raak te sien. En Paulus se gebed is dat elkeen van ons Christus sal raak sien binne in ons. Dat hy vir ons oë sal oopmaak en vir ons wys wat is die geskenk wat hy ons gegee het. Sy Heilige Gees leef in jou. Hy leef in jou. Die woord sê dieselfde Gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het, leef nou in jou. Kom church, musiekspan sal julle vir ons vorentoe kom asseblief. Dieselfde Gees leef in jou. Kan jy Jesus in jou raak sien? Kan jy sy grootheid in jou raak sien? Weet jy dat hy jou liefhet? Weet jy dat jy vir hom kosbaar is? Weet jy dat jy vir hom belangrik is? Weet jy wat is sy geskenk aan jou? En my? Dis die Heilige Gees. Wat binne in ons bly en elke dag binne in ons hierdie krag en die vermoë gee om verby die dinge te sien wat ons mee te doen het op 'n daaglikse basis. Ek gaan hulle vra om nog een keer hierdie lied te sing, Open the Eyes of My Heart, Lord. En ek wil hê jy moet hom saam sing vanmôre. Ons gaan daarmee afsluit en my gebed is dan teen die tyd wat jy hier uitgaan vanoggend, jy Christus sal raak sien en sy liefde vir jou sal raak sien. Dat jy hom sal so ervaar en hom naby jou sal hê, dat jy sal weet as jy uitgaan, hy gaan saam met jou. Dat jy sy plan sal raak sien
en hom groter sal sien as enigiets wat jy face. Ons hemelse Vader, ek weet U is hier vanmôre. My gebed, my laaste gebed vanmôre is open the eyes of our hearts, Lord, so that we can see You high and lifted up. Ek slaan my oë op na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? Hou jou oë gerig op Jesus. Hy is die lighuis wat lig en vrede bring. Hy is jou redder. Wie sal jy dan vrees?